Goeiedag en welkom by vandag se formasiereis. Ons teks vir die week is 2 Korintiërs 3 en ons lees vandag vers 17 en 18 en ons gesels saam oor die transformerende werking van die Heilige Gees. Mag jy vandag wanneer ons die teks lees en saam gesels, die bewus wees van die Heilige Gees wat in jou werk en met jou praat. Kom ons lees saam. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. In 22 Julie 2022 se Mail and Guardian word die nuwe fenomeen wat die Zoom boom genoem word verduidelik. So wat is hierdie vreemde fenomeen? In die lockdown tyd moes die meeste mense, en jy sal dit dalk self ook onthou, ewe skielik begin om aanlyn te werk en om te vergader. Nou die platform Zoom was een van die mees gewildste platforms wat mense gebruik het om te werk en om vergaderings te hou. Nou gewoonlik, dink jouself net in, as jy in 'n vergadering sit, dan sit jy om 'n ronde tafel en jy kyk na die mense om die tafel terwyl jy werk. Maar wat gebeur wanneer jy Zoom? Daar's 'n klein skermpie hier aan die onderkant en jy kyk die heeltyd in jou eie gesig vas. So jy word gekonfronteer met jou eie gesig. So waar jy gewoonlik na die ander mense in die vergadering sou kyk, is jy besig om jouself die heeltyd raak te sien. Nou die feit dat mense nou vir ure in hulle eie gesigte moes vaskyk of vasstaar, het gemaak dat hulle al hoe meer begin sien wat die verskillende foute is in hulle voorkoms. Hulle het begin om plooie raak te sien, grys hare en allerlei ander dinge. En as gevolg van hierdie intense waarneming van jou eie gesig, en dit is nou waar die Zoom boom inkom, hierdie kosmetiese industrie, sowel as die plastiese chirurgie, ongelooflik begin optel. Mense wil nou meer as ooit so 'n bietjie botox in die gesig spuit, of daar waar daar sekere foute is, wil hulle dit regstel. Nou die Zoom boom fenomeen het my laat wonder oor refleksie in die algemeen. Wat sou gebeur as ons meer moeite maak om ook ons binnekant waar te neem en nie net dit wat aan die buitekant is beter te maak nie, maar ook diep binne in onsself te kyk en te sien, maar wat is die dinge wat nie reg is nie. Dit is maklik om in 'n spieël te kyk en te sien hoe jy van buite lyk en om dan veranderinge aan te bring. Om egter na binne te kyk en raak te sien wat verander moet word, is baie moeiliker. So Paulus leer vir die gemeente dat die Heilige Gees binne in hulle is. En dit is juist deur die Heilige Gees wat ons getransformeer word om meer en meer verander te word om soos Christus te lyk. Die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik om Jesus te volg en om sy heerlikheid na buite toe uit te straal. Doch gaan ons maklik deur 'n hele dag sonder om een keer bewus te wees van die Heilige Gees in ons en hoe God ook deur die Gees binne in ons werk en sy wil aan ons bekend maak. Nou Paulus sê in dieselfde brief 2 Korintiërs, net so 'n bietjie aan, daar in vers 13 sê hy die volgende en ek lees dit vir ons saam. Hy sê, stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Daar is nie 'n meer belangriker stuk gereedskap om te groei as refleksie nie. Paulus noem dit in hierdie teks selfondersoek. Om stil te word, te skryf, te dink, te gaan stap, of om net op jou eie te wees, om 'n gesprek te tree met 'n vertroueling, iemand wat jou kan help om te reflekteer. Dit is een van die mees kragtige maniere om te groei en om dinge te verwerk. Die mens is die enigste wese op hierdie planeet wat die vermoë het om 'n oefening van eksternalisasie te doen.
Dit is die vermoë om jouself buite jouself te plaas en met 'n buiteperspektief na jouself te kyk, of 'n situasie waarin jy was of 'n tydperk in jou lewe van buite af te bestudeer. Jy moet jouself amper verbeel, dis asof jy buite jou lyf staan en na binne kyk. Baie van julle sal die Big Brother tydperk onthou waar daar 'n kamera in die huis was en die mense dopgehou het. Dit is 'n manier hoe jy van buite af na binne kyk. En hierdie vermoë waarmee ons soms hulp nodig het, is wat jou help om te groei. As jy nie jouself op 'n manier kan waarneem nie, kan jy ook nie weet waar jy moet groei nie. Hierdie waarneming help jou om bewus te word van hoe God deur sy gees met jou wil werk. Amper soos met die zoom-boom fenomeen, net aan die binnekant. Ek wil kortliks 2 maniere met jou deel van refleksie ook in my eie lewe en hoe ek sensitief vir die Heilige Gees se werking is. Die eerste een, wanneer ek 'n emosie beleef, dan wil jy baie keer die emosie beleef en aanbeweeg. Byvoorbeeld, jy's by die werk en daar's 'n kollega wat jou kwaad maak, dan wil jy sommer net kwaad wees en wegloop. Nou in plaas daarvan om heeltyd te fokus op wat die ander persoon verkeerd doen, vra vir jouself, wat lê onder die woede? En miskien kom jy agter dat dit te doen het met 'n gevoel van onregverdigheid. Jy voel miskien iemand dink nie jy het integriteit nie. Maar dis eers wanneer ons reflekteer oor die woede wat ons by die werklike probleem uitkom, en dit is waar ons dan oop is en toelaat dat die Heilige Gees ook met ons werk. Nog 'n oefening wat ek noem wandel in die wêreld. Dit is wanneer jy aan die einde van die dag terugdink aan die dag. Met wie het jy in aanraking gekom? Wat het jou bly gemaak? Wat het jou hartseer gemaak? En dan met hierdie refleksie oor die dag, vra jy vir die Here, Here, wat is dit wat U deur U Gees ook vir my wil sê? Waar het ek nodig om miskien anders op te tree? Waar het ek nodig om te groei? Waar het ek dalk nodig om jammer te sê? So mag jy refleksie deel maak van jou alledaagse lewe, sodat die Heilige Gees in jou kan werk en jou kan transformeer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n nuwe dag met nuwe geleenthede. Dankie dat ons vandag kon wakker word met die wete dat U by ons is. Maak ons oop vir die nuwe geleenthede waar ons kan leer en gevorm word, sodat ons U lig kan uitstraal in hierdie wêreld. Amen.